Wel, goeiemôre, Doxa Deo. Ek is so klein bietjie met verlof, maar ek sien julle binnekort weer. Geniet vandag wanneer Brandon die woord bedien. So, hoeveel van julle het hier so gesit en gewonder, Jessie, hier is iets fout. En jy het vir jouself gedink, Jessie, hoorie, niemand kom op nie, niemand sê iets nie, niemand doen iets nie. What is going on? Hallo? Kom op, sê iets, doen iets. En ek wil vra, as jy bietjie ongeduldig geraak het, steek jou hand op. Here, ons wil net bid vir hierdie ongeduldige mense in ons kerk. Nee, ek grap. Maar skaam julle wat nie sê jy was ongeduldig nie, hoor? Ons moes die musiek uitgelos het. Ons bad. So die deurbraak van geduld. Ja, ek dink dit is 'n topik waar ons baie min op raak. En mens raak baie vinnig ongeduldig en is my altyd net so opvallend hoe mens enigiets uit jou lewe uit kan sny, maar sodra jou skoonma diesel in jou petrolkar gooi, raak jy mal. Ek grap, dit het nog nie gebeur met my nie. Ek het dit rarig nie, ek sou nie meer skoonma gehad het nie. Ja, grappie. Nee, maar oorgegooi hierdie quote sê, you prayed for patience. So God didn't give it to you instantly. He made you wait. Because patience isn't rushed. It is formed through delay. So, die Here gee vir my hierdie woord, die deurbraak van geloof, en wanneer ons praat oor die deurbraak van geloof, wanneer jy 'n topik gegee word om oor te preek, daai week word jy getoets op daai topik wat jy moet preek. Here, volgende week preek ek oor hoe om my geld te spandeer. Help my, Here. Ek weet nie hoe ek al my geld gaan spandeer nie. Dis my topik vir volgende week, nee, ek grap. Dit gaan nie wees nie. Maar wanneer ons praat oor die deurbraak van geduld, dan word jy getoets. Daai week, dan is dit asof dinge net in jou pad gesit word om jou te kom toets. Jy sit op die N1 op pad terug huis toe op 'n Vrydagmiddag op jou huweliksherdenking en 35 mense besluit hulle kan nie kar ry nie. En hulle maak 'n ongeluk en jy sit 4 ure lank in jou kar. Die kat het kleintjies gekry.
en jy het vir jou vrou iets so spesiaal gemaak vir die huweliksherdenking, en nou sit jy in hierdie kar, en nou moet jy geduld hê. Dit het ook nog nie met my gebeur nie, maar ek sê maar net. Maar hierdie het wel met my gebeur, hierdie week, Vrydagoggend stap ons hier in, en ons, ek, Marlies, Henny, Caitlin, Karel, ons kom op Vrydagoggende, kom ons hier by die kerk by mekaar, en dan doen ons diensmonitering. So dit beteken, ons sit alles aan wat julle sien, en dan gaan ons deur die goedjies, en ons maak seker alles is okay vir Sondag, want dit is die verantwoordelike ding om te doen. En ons kom hier so Vrydag, en ek stap in, en ek sien Karel is daar onder die desk besig, en Karel sê vir my, o nee, die HDMI-poort het binne in die rekenaar afgebreek. En ek is soos, okay, cool, we got this. En ons het okay, wat moet ons doen? Henny is haastig, hy moet by 'n meeting uitkom, en ons draai spartel om die ding reg te kry, en nothing is happening, en ons stuur toe vir Caitlin, luister, die gaan koop 'n HDMI-kabel, sy gaan soek by 5 verskillende plekke vir 'n kabel, ons koop 'n 10 meter kabel, en sy kom terug, en ons begin hom intrek, en net so 2,5, 3 meter voordat hy moet inplug, is hy te kort. Lekker. En okay, ons besluit toe, wat gaan ons doen? Gaan ons kwaad raak en besluit, luister, okay, ons gaan hierdie week net funksioneer op klank en nie beeld nie, of gaan ons die deurbraak van geduld beleef? En ek neem aan julle kan sien, ons het dit oorwin. Maar nie net was die kabel gebreek nie, maar die splitter wat net hier bo hierdie plankie sit, wat al hoe lank werk, het ook gebreek, vir een of ander rede daai dag. So partykeer word ons rarig net getoets. Ons word rarig net deur 'n ding gesit, waar ons net die geduld moet uitbeoefen. Onthou, dit word nie vir ons gegee nie. Partykeer sê ons, Here, ek wil bid vir geduld, en dan dink jy, wanneer jy in 'n situasie kom, dat jy net hierdie oorweldigende vrede gaan voel, terwyl iemand jou kar gestamp het. En dis nie hoe dit werk nie. Ons moet oefen om geduld te hê. Dis 'n aksie wat moet gebeur. So terwyl ek hierdie woord voorberei, vat die Here my na Johannes 9 toe. En ek weet ons almal het al hierdie storie gelees. Ek dink hierdie is een van die bekendste stories in die Bybel. En ek wil hê julle moet dit gou saam met my lees. Terwyl Jesus wegstap, het hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eintlik gesondig? Hierdie man self of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind, sodat God se werk in hom sigbaar kan word. Ons moet aanhou om die werk te doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag is in aantog, wanneer iemand nie meer kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En dit sluit aan by wat oom Louis vanoggend gesê het. Hy is die lig van die wêreld. Nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg. Here, dis heilige spoeg, julle, asseblief. En klei met die spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê, gaan en was jou in die bad van Siloam. Wat beteken die gestuurde? Hy het toe gegaan, ekskuus julle, gee my 'n oomblik. Hy het toe gegaan en hom gaan was en op pad terug kon hy sien. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het mekaar gevra, is hy dan nie die man wat gesit en bedel het nie?
Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken en gesê nee, maar hy lyk soos daardie man. Die man het toe self gereageer. Dit is ek. So ek gaan daarso stop, want anders gaan ek baie lank lees. Ek wil jou aanmoedig, hierdie Johannes 9 is van 1 tot 41. En ek sê jou aanmoedig om 'n bietjie deur te gaan lees en dat God vir jou 'n openbaring gee van wat eintlik in hierdie skrif gesê word. Want ons almal het hierdie skrif gelees, ons almal het groot geword met hierdie skrif van die blinde man wat Jesus genees het met modder. En ek wil jou die vraag vra. Nou praat ek naby. Ek wil jou die vraag vra. Hoe lank sal jy wag? Want Caitlin het ongeduldig geraak in 2 minute. Maar ek wil jou regtig die vraag vra, hoe lank sal jy wag? As ek hier op moet stap en sê, ons gaan wag. 15 minute? 'n halfuur? 'n uur? 'n dag? 'n week? 40 dae soos wat hulle in die bokkamer moes wag? 'n jaar? 10 jaar? 20 jaar, 40 jaar, hoe lank? Hierdie man is gebore. En sy ouers was gelowig. Want ons sien dit toe hy gevra word, toe hulle gesê word, roep die ouers, dat ons kan hoor of hierdie man regtig blind gebore is. En hulle was so bang om uit die sinagoge uitgesit word, dat hulle vir hulle gesê het, luister, jy moet ons nie vra die man. Hy is oud genoeg om vir homself te praat. So ons weet, hierdie man is enigiets van 20 tot 45 jaar oud. So nie hoekom voel ek nie, maar voel vir my hierdie man was iewers in sy 30's. En dan dit sê dit nêrens in die woord nie, maar dis hoe dit vir my voel. Vir 30 jaar lank sit hierdie man blind en bedel by mense, nie omdat hy gesondig het nie. Nie omdat sy ouers gesondig het nie. Maar omdat die skrif sê dat die werk vervul moet word van God. Dat die heerlikheid van die Here geopenbaar kan word. So my vraag is, hoe lank sal jy wag? So ons praat oor geduld. En die hele tyd sê ek vir julle, ons moet geduldig wees. Maar ek wil vir jou die stelling maak dat God vinnig werk. En nou gaan jy vir my sê, is Brandon, jy gaan nou van geduld af wag 40 jaar na God werk vinnig. Hoe is dit moontlik dat God vinnig werk? Vir my om dit vir julle te verduidelik, wil ek julle my storie vertel. So 2014 kom ek tot bekering. Die Here gee my woord deur mense om te sê, Brandon, jy gaan voor duisende mense praat. En ek dink vir myself, yes, it's amazing, Here. When do I start? 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar gaan verby en niks gebeur nie. Ek sê vir die Here, Here, sien nie my nog. Wat het gebeur van hierdie woord, dat ek voor mense gaan praat, nog 'n paar jaar gaan verby, ek vra Here, Here, sien nie my nog. Ek werk by 'n kerk, maar ek praat nie voor mense nie. En nog 'n paar jaar gaan verby. 10 jaar later, kry Marlies woord in 'n kerk, okay, jou seisoen het aangebreek. Vandat my seisoen aangebreek het, 2 maande later, is ek in voltydse bediening. Vandat ek in voltydse bediening was, 'n maand later preek ek voor 1000 mense in 'n auditorium by Kameeldrift. Sien julle dat God vinnig werk? Maar partykeer wil ons die seisoen jaag. Dink gou vir jouself, as die man op 6 jaar oud genees was.
Wat 'n impak sou dit gehad het vir die Messias wat nog moes kom? Niks. Maar die Here wag vir 'n seisoen om aan te breek. So die Here kom en toe hy daai man sien, het daai man hom nog nie gesien nie. Ja, hierdie is sommer 'n hele preek op sy eie. Terwyl God verbyloop en die man sien terwyl hy hom nog nie sien nie, weet hy dat die seisoen aangebreek het. En ek het al hoeveel keer hierdie storie gelees oor die man wat met modder genees was. Wat met modder genees was. En ek het altyd vir myself gedink, Here, hoekom so? Hoekom? Ek kon na hom toe geloop het en die hande op sy oë gesit het en gesê het, wees genees, en hy het sy oë oopgemaak en dis dit. Hoeveel meer verheerliking kort mens. Maar die Here kom en hy doen dit in die snaakste manier. Hy kom en hy sak neer daar in die modder en hy begin spoeg op die grond en ek dink vir myself, Jesus, die weirdste ding. En baie mense sê, ja, maar hy wil nou vir die skrifgeleerdes gewys het dat hierdie onrein ding wil hy nou gebruik om 'n wonderwerk te verrig. En ek weet nie hoekom, weet nie of ek heeltemal saamstem daarmee nie. Maar hy kom en hy spoeg op die grond en hy maak modder aan. En dit het 'n rukkie gevat. Ek dink dit het geduld gevat om dit te doen. En dit sê in die woord dat hy daai spoeg modder vat en hy plak dit op die oë van die man. En toe dink mens, okay, fine. Nou moet hy genees wees. Maar hy was nie. Die Here sê vir hom, gaan was in die poel van Siloam, die gestuurde. Nou hulle beweer van waar die tempelhek was, waar hulle kon gebid het, waar hulle kon gebedel het vir alms, is 1 kilometer weg van waar die poel was. En die Here sê vir hom, gaan was jouself. 'n Blinde man moet 1 kilometer deur 'n stad loop om in 'n poel te gaan was. Ek gaan vir Karel blinddoek. En dan gaan ek vir Karel in die rondte draai. En dan gaan ek vir Karel sê, Karel, gaan raak die hek van Gebata, en dan kom jy terug. Ons gaan vir jou wag. Nee, ons gaan dit nie volgende doen nie. Maar verstaan julle wat ek probeer sê? Die Here kom en hy gee hierdie man 'n taak om te doen, en hy kom genees hom nie net in 'n oomblik nie. En ek vra vir die Here, ek verstaan nie hoekom u hierdie gedoen het nie. Wat is die significance agter hierdie ding? En julle, ek ontvang openbaring oor hierdie ding. Die Here wou hierdie man wegkry. Eerste by die mense wat hom klaar gelabel het. Die mense wat daar was, het hom klaar geken en geweet, hierdie is die blinde man. Hulle het klaar 'n label op hom gesit. So eerste wou die Here hom net wegvat van die mense wat klaar vir hom sê, luister, jy is nie goed genoeg nie. Jy is blind. Jy het soveel sonde. Wie het gesondig, jy of jou ouers? So die Here stuur hom. Tweedens, die man het nie genees totdat gehoorsaamheid plaasgevind het nie. Toe gehoorsaamheid plaasvind, toe gebeur die wonderwerk. En die derde ding is, en hierdie is vir my so profound. Die man kom by die poel, en hy gaan op sy hande en sy voete neer. En hy begin was. En soos wat hy was, is die eerste ding wat hy sien, sy eie weerkaatsing in daai water. En in daai oomblik kom herstel God sy identiteit. God kom wys hom wie hy is.
En dit sê, wanneer jy kan sien wie jy is, wanneer jy verstaan wie jy is, kan jy verstaan wie God is. So God kom en hy kom herstel die identiteit van hierdie man, van blinde man, bedelaar, na kind van God toe. En my hele lewe lank wonder ek vir myself, Here, hoekom modder? Hoekom spoeg? Hoekom stuur? En die Here kom wys my dat niks toevallig is nie. Niks is toevallig nie. En hy gebruik hierdie oomblik om hierdie man net te kom genees. Maar 'n seisoen moes eers aanbreek. So vandag wil ek net heel eerste, voordat ons oor enigiets praat, wil ek vir jou sê, dat jy is in 'n seisoen dalk. En jy wonder dalk vir jouself, Here, hoe lank nog? Nou wil ek hê jy moet aan hierdie man kyk. Enigiets van 20 tot 45 jaar wat hy wag, omdat hy niks verkeerd gedoen het nie. En ek kan julle waarborg, sy ouers was gelowige mense, en hulle het al vir die Here gebid, vir die Here gesê, Here, asseblief genees ons kind. En hierdie man wag en wag en wag. Jou seisoen is nooit te lank nie. Want as ek op 24 jaar oud in bediening moes gewees het en voor mense moes gepraat het, sou ek nie reg gewees het nie. Het sou uit 'n plek uitgekom het van arrogansie. Het sou uit 'n plek uitgekom het waar ek gedink het dat ek reg is. Na 13 jaar kan ek vir julle eerlikwaar sê, voordat ek hier opgekom het ek vir die Here gesê, Here, ek is nie reg nie. Maar ek weet, U is altyd reg. Maar daai tyd sou ek opgestap het en gedink, dit gaan oor my, en dit gaan nie oor hom nie. Maar nou weet ek, dat alles wat hier gebeur, alles wat op hierdie verhoog gebeur, is nie uit my uit nie, maar is van die Here af. Sien, die seisoen het aangebreek vir die regte ding om plaas te kon vind. En net soos met hierdie man, het die regte seisoen aangebreek. En waar sien ons dit? Ons sien net so 'n bietjie verder af, as julle verder nou gaan lees by julle huise, nê. Dan sien ons hoekom die seisoen reg was. Johannes 9 vers 38, ek het dit nie daarop nie. Loop die Here om raak nadat hy genees is, nadat hy die tempel uitgegooi is. Loop Jesus om weer raak. En Jesus sê vir hom, glo jy nou in die Seun van die mens? En hy sê, Here, wys my die man, dat ek in hom kan glo. En die Here sê, die een wat dit is, staan voor jou. En hy sê, Here, ek glo. Want ek dink, en dit is my eie opinie, dat as die Here hom genees het toe hy 'n kind of 'n baba was, sou hy net soos die ander mense wat om Jesus was en hom gesien het, sou hy dalk nie geglo het en wie die Christus was nie. Maar deur die aksie en die seisoen wat in lyn was, het hierdie man geglo. So ek wil vra dat die band opkom en ek wil afsluit net met 'n gebed vir oggend. Ek wil vir die Here vra dat as enigiemand hier is vir oggend wat in 'n seisoen is waar hulle vir hulle self dink, Here, Jesus, hoe lank nou nog? Waar ek vir jou sê, is nader as wat jy dink. Raak gaan die ou langs jou en sê vir hom, is nader as wat jy dink. Ek en Marlies hou verskriklik baie van die series The Chosen en ek hou van daai ou, die karakter wat Jesus speel. Hy's vir my amazing. Ek like net, dit is net so die perfekte ou vir dit. En op 'n stadium dan kom Petrus die hele tyd na hom toe en sê vra Petrus vir hom, vra en wanneer en hoekom en die hele tyd so sê Petrus vir hom, but soon. En dan sê hy,
that word soon. Sien, ons weet nie wanneer die tye is nie. Maar wat ek vir jou sê is, die Here sê, hy gaan saam met jou deur die tyd. En wanneer die seisoen aanbreek, gaan dit vinnig wees. Ek het myself in die 10 jaar gevra, Here, ek is so agter. 34 jaar oud, 33 jaar oud, en nou kom ek in bediening in. As ouens wat al op 24 hulle teologie graad gehad het. Ek is 34 en ek kom nou eers in bediening, ek is agter. En die Here kom wys my dat hy enigiets moontlik maak. Die Here kom wys my dat 'n teologiegraad agter my naam maak nie die verskil in mense se lewens nie. Maar hy sê soon om vir mense te kan wys wie hy is baie belangriker as dit. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, ek is besig om te studeer. Ek wil dit agter my naam hê. Maar dit is nie wie ek is. Dit define my nie. Maar wat my wel define is, hoeveel keer wys ek mense na die Here toe. So ek wil vanoggend saam met julle bid en hou vir die Here vra, Here, dankie vir elke persoon wat hier so sit. Dankie vir elke hart, Vader. Wat in 'n seisoen is, Vader. Of in dit 'n seisoen is van wag, en of dit in 'n seisoen is van om blind na 'n poel toe te stap. En of dit 'n seisoen is waar hulle klaar gesien het wie hulle is, Vader. Vader, wil ek vir elke hart hier kom bid. En ek wil bid dat hulle kan sien dat U die lig van die wêreld is. En dat U die pad aanwys. En Vader, dat hulle sal besef dat hulle U hand vat. Hulle het so lank geduld en geleer wie hulle is, dat wanneer U hulle hand vat, dat dinge vinnig gaan gebeur. You need to hold on, want hy gaan jou vat. En Vader, ek dank U. Dank U vir elke persoon wat besef dat alles wat ons doen in hierdie lewe is nie eintlik ons werk, ons alledaagse lewe, ons golfspeel, ons wat ook al dit mag wees nie. Maar dat wat die rede hoekom ons hier gesit is, was om na U toe te wys. Elke persoon na U toe te wys. Every moment, elke persoon met wie jy in kontak kom, kan jy vir hulle 'n stukkie wys van wie Jesus is. En as dit beteken om by iemand te stop en om bietjie in die grond vuil te moet raak, Vader, dan bid ek dat elke hart sal gedraai word na dit toe. Vader, ek dank U. Ek vra dat elke persoon geduld sal kweek in hierdie seisoen. Ek vra dat elke persoon nie ongeduldig sal wees nie, maar dat hulle weet dat U tydsberekening perfek is. Vader, ek dank U. Dank U vir U liefde oor elkeen wat hier so is vanoggend. En ek seën U. Seën elkeen in Jesus Christus naam. Amen en amen.